naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling van Efficient Wealth is Willem Basson. Goeiemôre Willem. Môre Dawie. Heerlik om jy te hê. Praat jy? Luister, as mens nou praat van boedelbeplanning, dan praat mens gewoonlik nie op die ou dag van boedelbeplanning nie. Dit is 'n soort van 'n ding wat voor die tyd gebeur. Maar dit is nog krities belangrik nie waar nie? 100%. Ek dink veral, jy weet, wanneer ou gaan kyk na die woorde wat hulle sê, wanneer raak jy ekonomies onaktief? Met ander woorde, wanneer raak jy ekonomies onaktief? Baie keer as 'n ou by jou aftrede kom. Met ander woorde, jy kom by aftrede, jy tree af, nou moet ou van die pensioenfonds en daai tipe van geld leef. Maar baie belangrik ook, ou raak ekonomies onaktief die dag as daar iets fisies met 'n ou gebeur en jy raak die terminologie wat hulle gebruik is ongeskiktheid of jy het fisiese inkortings. Dit gebeur ook baie keer dat jy weet, jy kry een of ander van die snaakse siektes, kanker, beroerte, demensie, hierdie tipe van goed wat elke dag met jou gebeur. En dan raak jy onaktief. Jy raak ook natuurlik vir jou familie en jou gesin ekonomies onaktief die dag as jy afsterf. En daarom moet jy gaan kyk na wat gebeur as daai dag met jou gebeur. Met ander woorde, jy raak ekonomies onaktief, kan 'n ou nog volhoubaar gaan kyk na versekering en versekeringsprodukte en een of twee ander interessante goed. Maar mens lewe ook mos heel wat langer nou dees. Ja, natuurlik lewe ou langer en dis 'n probleem. So wat ons deesdae gevind het wat moet gebeur is, as jy gaan kyk na finansiële beplanning en veral boedelbeplanning vir daai wat as dag, as jy dan nou ekonomies onaktief raak en jy kry nie meer die salarisse in nie, wat gebeur met tipiese goed soos argumentstalwe jou mediese fonds? Ja. Kan jy aanhou om jou mediese fonds nog steeds vir jou gesin en vir jouself te betaal? Wat gebeur argumentstalwe as jy enigiets gedoen het rondom lewensversekering? En deesdae bou die versekeringsmaatskappye goed ongelooflik interessant. So jy kan 'n afsnydatum kry. Jy kan sê, goed, kom ons gaan kyk. Op ouderdom 55 gaan ek heel moontlik begin afskaal, maar dan moet daar 'n struktuur in plek wees wat sekere van my versekeringsvoordele gaan betaal. En daai goed is deesdae in plek. Is dit baie belangrik om voortdurend hierdie ding aan te pas en daarna te kyk? Ja, want ek dink die evolusie gebeur soos wat met alles gebeur rondom ons, elke dag in die wêreld, is die versekeringsindustrie ook besig om elke dag aan te pas en te weet van die veranderinge wat vorentoe gaan. Met ander woorde, wat gebeur die dag as jy aftree, is ekonomies onaktief? Kan ons strukture en planne in plek sit om gedurende daai periode, wanneer jy nie meer die geld kry om hierdie groot premies te betaal nie, om dan jou premies te betaal? Wat gebeur die dag as daar iets fisies met jou gebeur, jy het fisiese inkorting en jy kan nie meer verder werk nie? Kan ons dan jou premies verder betaal op sekere strukture? En dis baie belangrik. 'n ander interessante ding is natuurlik langtermyn gesondheidsorg. Daar's uitstekende produkte en bekend, die Engelse praat van frail care, en daai goed moet jy ook gaan afstop. En as jy 'n expert wil hê, 'n kenner wil hê wat jou advies oor hierdie goed soos gaan praat by die mense by Efficient Wealth. Willem, baie dankie dat jy volgende weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het.